Goeiedag. Lekker om weer saam met jou te kuier op hierdie oordenking van Mosaïek. Hierdie eerste oordenking sê ons, jy moet herhaaldelik uit 'n beker drink. Het gaan ons oor die beker van oorgawe. Hoekom sê ek so? Kom ons lees eers die teks. Net so ook het hy, dis Jesus, na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as jy daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as jy van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig jy die dood van die Here totdat hy kom. Kom uit 1 Korintiërs 11 uit. Dis vir jou bekende woorde, nee. Nou, vandag maak ons op ons lentreis vir 'n oomblik ons harte stil by die beker van oorgawe. Ek is seker dat jy die gevoel deel dat hierdie beker een is waaruit 'n mens herhaaldelik moet drink. Daar is dus 'n stukkie spanning in hierdie aksie. Die kreatiewe uitkyk op die verskil oor waar ons nou is, geestelik gesproke, en waar ons behoort te wees, as 'n stukkie kreatiewe spanning, nee. Dit het my gedagtes laat teruggaan na Februarie verlede jaar, na 'n universiteitskapel in Asbury, die Verenigde State. Studente het 'n oggenddiens van 'n teologiese fakulteit bygewoon. Hier was niks buitengewoon aan die diens nie. Dit word as 'n soort van 'n verpligting vir die studente beskou. Niks opspraakwekkends aan hierdie geleentheid nie. 'n Eenvoudige diens is vroegoggend gehou en aan die einde van die diens het die studente, eie student wees, traag uit die lokaal beweeg. Studente bly agter, sommige, hulle was in stil gebed verenig. Hier en daar het een gesing, gevolg deur nog 1 of 2 verse, maar stilte het geheers. Skielik het uit die hemel oopgeskeur en vir die daaropvolgende ure het die teenwoordigheid van God tasbaar geword. Iets majestueus was aan die gebeur. Niets het oor die kampus gespoel en die generasie Z, soos wat studente mos mag genoem word, spoel in strome na die kapitaal toe, na die kapel toe. Jeugdiges breek in trane stikkend voor God. Dis asof die pandemie en die kultuurstorms van die dag hulle hongerharte oopbreek vir die liefde van Jesus. Neem kennis, hier was geen opwekkingsprediker of charismatiese spreker nie. Net die gees van God het mense ontmoet in die klein kapel, gebede wat pleit om vergifnis en versoening. Oral oor vloei trane vrylik en klink die gebede op wat harte toewy aan God. Hier was geen sielkundige druk of geesdrywery nie. Vir die volgende 16 dae en nagte het skares hiernatoe gestroom. Meer as 70.000 mense kom bidend in gebad en trane na die kampus. Die nuus vlieg rig oor die aardbol. Self kry ek 'n YouTube video van daar af, wat my ook tot in die diepste binneste van my hart roer. TV-nuusspanne saai uit oor TV's wêreldwyd. Die New York Times berig, die eerste groot godsdienstige herlewing vir die 21ste eeu. Merkwaardig dat hier geen begaafde prediker opgetree het nie, ek het dit vir jou gesê nie. Slegs jong, onopgesmukte studente wat honger, stikkend na God en sy vergifnis en vernuwing smag. En Vader druk hulle aan sy bors. Hy les hulle dors en hy vul hulle met sy gees. Een student wat om kommentaar gevra het gesê, dis hoe kerk moet wees, ons smag daarna. Is hier vir ons 'n boodskap vir lent, vir ons persoonlike bekers? Natuurlik. Onthou weer, hier was geen geoefende, welsprekende bemarkers nie. Hier was net hongerjeugdiges wat nie imponeer word deur welsprekendheid nie. Een skrywer vertel hoe dit sy belewenis was, dat mense na God se gesig gesoek het en nie sy hande nie. Merkwaardig nie. Nie opgesmukte, dinamiese Christene wat afgerig word vir prestasie nie. Ek het ook kommentaar opgespoor van 'n skeptiese leraar wat in sy jeugjare by Asbury studeer het. Hy wou gaan seker maak dat hier geen toneelspel manipulasie was nie. Hy is baie diep geraak deur hierdie besoek. Hy vertel dat die kerk te maklik imponeer word deur beroemdes, deur verhoogpersoonlikhede of mega church programme. Hierdie herlewing het daarmee klaar gespeel. Eenvoud, eerlikheid, integriteit, nederigheid het hier geheers. Hy is terug na sy eie gemeente toe en het by hulle gaan pleit vir nederige knieë wat voor Jesus buig, God se oë, nie sy hande nie. Hy het nie gevra vir herlewing nie, net om te drink uit die beker van oorgawe
aan Christus se teenwoordigheid en liefde. Terug by Lent en die beker wat Jesus moes ledig. Toe hy die aand voor sy dood die viering van die tradisionele Pasga met sy disippels vier, het hy eers hulle voete gewas, op sy knieë voor elkeen van die 12. Ek dink nie dit was maklik nie. 'n onaangename taak, vuil, nat gesweete voete en skurwe tone, en dan die voorkennis van Judas se planne. Vir hom was die harde werklikheid van 'n onafwendbare kruisdood. Nogtans tref hy geen onderskeid nie. Dieselfde liefdevolle sorg waarmee hy die voete van Johannes, geliefde disipel, was, geld ook vir Judas. Die woorde uit sy benoude hart as hy later bid: Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Hy het uiteindelik uitgeroep: dit is volbring. Hierdie volbragte dienswerk van Jesus maak vir ons die pad om die lentbeker met vreugde te drink. Ek het aan die begin gesê, daar is spanning in hierdie soort aksie. Daar is die geweldige prys wat vir die verlossing betaal is, en nou kan ons die beker omhoog hou en alles gratis vir onsself toeëien. Waarin lê die spanning? Kan ons dit sommer so aanvaar? Kan ons 'n geweldige skuld las sommer van die tafel afvee en aanvaar dat ons lewe nou reg en goed is voor die troon van God? Dis tog goed as jy daaroor wonder. Want ek is soms besorg daaroor dat die pyn in God se Vaderhart misgekyk word. Asof dit net 'n klein flikkering in die geskiedenis van ons verlossing is wat maar vinnig kan verbygaan. Nee, Lent het homself in die kerk gevestig as 40 dae van erns, van diep dink oor die lydensbeker wat ons nie hoef te drink nie, maar ons teeg uit die beker van die nagmaal in intense onthou van hom, wat dit in ons plek gedoen het. Mag jy dit met vreugde vandag ervaar. Kom ons bid. Here Jesus Christus, ons wil met die erns van ons harte die lentseisoen benader, bedink. Ons wil ons opnuut oorgee aan die opgestane Here Jesus wat hierdie duur prys in ons plek betaal het. Pynloos kom dit na ons toe. Daar is soms pyn in ons harte oor ons eie sonde, Here, dis waar. Maar dankie dat ons dit ook in die opdra en vra. Vader, maak harte heel asseblief. In die naam van Jesus. Amen.